Ons is hier om ministeriese kortliks 'n interview te gee of te doen based on sy experience in ministry agter die drums wat 'n rol hy speel. Kan jy net vir my 'n agtergrond gee van vanaf jy kom, jou opgroei en hoe dit begin het, dat jy agter die drums begin sit het om te speel? Wat was die inspirasie agter die drums? Omdat as jy vertel van hy journey wat ek in drums laat begin, as maar soos vir al die muzikanten maar begin in die kerk. My journey maar begin, ek het iemand gesien in die kerk speel, toe ek 'n gevoel, maar iedere jong mens, as ek die drums sien, dan dink ek oor moes dan mega sê, as amper sy instrument op jou naam. Maar van my, het regte waar op my instrument op my naam, want ek het nie een ander instrument gekry, soos wat ek wat drums gekry. En dit begin, ek kan nou spesifiek wees, dit begin in Rio, toe ek nog so klein was. Tot my liefde vir drums ontwikkel. Maar ek het nie verder gegaan met drums, want ek het gevoel, ek is nog te jong om drums te beoefen, ek is te jong om dit dink om aan die drums te wissel, die eerste plek. Toe het ek, kan maar sê, net drums gekyk wat die van drums het, toe kyk ek my drums. Het maar so opgeëindig dat ek in die kaar beland, soos my mense gaan ons gedeeld kaar, van ons familie in die kaar, toe gaan ons nakeek vir Gonzalo. En toe ek my, of een van my persoonlijke rolmodellen wat vir my gaan inspire om aan te gaan, om te begin speel altyd, het ek geontmoet in die rechte leven. En om vir hom, sy naam is Ethan Mekeer, hy is die drama of Goorties. Toe ek vir hom gesien speel die eerste keer. Dit was amper soos, baie mense dat sy drama sien, en ek hulle, nee, ek sal dit uitkomen. Want ons allemaal dit was so, maar ek weet nie, wat is iets wat die Here in my geplaas het. As ek kwaai drama, as ek kwaai instrument speel, as kwaai music sien, dan voel ek inspiring vir my in die termen van, as ek genoeg weet, dan kan ek ons hier opeindig en dis om ek aan liefde om te begin speel te ontwikkel. So daar het maar begin hierop iets te sien. En my tweede vraag is, die beantwoord so my nog al die vraag wat ek in my kop gehad het. Like, ek wou weet wie jou inspirasie was, of wie die een was, wie die vier nog gehad het, om in hierdie rigting te gaan. Onthou, ek noem altyd iemand wat agter drums sit, especially in ministry, is iemand wat hard bezig is om hoofd te voel. Dit red jou lichaam uit, en ek kon sien altyd as ek klaar gespeel het hoe hoog hy is, maar die sprankelijkheid het nooit verdwyn. My tweede vraag aan jou is, wat sal jy vir jong mense sê, wat die selfe rigting wil instap, en ek praat van in die dramafdeling. Wat sal jy vir hulle sê, om te doen, based on your experience, en ervaring, met hoe jy opgegooi het tot nou. Wat sal jy vir hulle sê, hoe sal jy vir hulle kan verduidelik, dat hulle nie moet opgeef? Wat verduidelijke wat ek dacht, wat ek hoop sal in die jaren, is, ek het hier iets gehad, ek moes myself beleef. Ek moes gekijken door ander mense te speel het op YouTube, op video's, en ek moes myself verder aangeneem. Ja, daar was iemand wat soos nou in my gesê, hier daar, maar was niemand wat constant saam met my agteruit het gesit het, en myself te beoefen tot wat ek nou is.
So, wat ek eerder wil sê is, moet nie dink dat sy nie by die plek kom, as gevolg wat sy die om mentor was, soos hy sê. Maar my vraag heeltemal te beantwoord, die rede wat ek so veel heiliglik is, en nog verder gaan, is practice. Sy gaan nie ver kom nie, as sy nie gaan oefen nie. Sy gaan nie die fruit of her labor benefit, as sy nie achter hy set gaan sit, en jou stilte het, wanneer niemand vir jou sien nie, en ek so die werking sit nie. En ek dink hy deel van alles. En my derde vraag aan jou is, jou geestelike verhouding met die Here, wat uiters baie belangrik is, as het kom by ons, wie in ministry is. Jy kan ook 'n ander pad gekies het, maar jy besluit, jy het 'n keuse gemaak om in die smal weg te beweeg. En dis om die naam van die Here groot te maak in die vorm van drums, maak die sakkie. En my vraag aan jou is, as jy jong mense kan bemoedig, wat sal dit wees? Wat is die scripture wat altyd by jou bly, wanneer jy mismoedig raak? Wat is die vers wat altyd by jou sit, wanneer jy voel, dinge gaan nie volgens my plan nie, dinge werk nie volgens hoe ek het sien? Wat sal dit wees wat jy vir jou mense kan sê, as 'n inspirasie in jou geestelike lewe? Ek gaan nou baie eenvoudige skrif herhaal van almal. Ek glo almal ken die Psalm 23, iemand die jong kinders ken Psalm 23. Die Here is my, ek sal my hy nie rapat ni aku ha. Wat ek sê, hy lei my nie die plek wat ek wil hê ek moet, wat ek dan ek moet sê. Hy my. Dat is wat my nog gedraai het soveel van die was in thema van musiek van ek het geallow vir die Here om vir my te lei en nie dink op myself te vat nie. En daai kamp wat my van is amper soos ook is 'n las wat ek nie meer hoef op myself te dra nie. As 'n las wat ek hoor aan die Here kan gee, wat ek in die saamwerk te dra dit jy nie. Dat is wat vir my kamp vir dit vir my. En as jy jou grootste supporters moet noem, wie agter jou staan, maak nie saak hoe moeilik het is nie. Wie is jou grootste support system, as het kom by jou ministry, agter die drums? Wie is die mense, wie jou druk, soms skel, en in plekke, wie is die mense, wie altyd daar vir jou is, wanneer niemand sien, hoe jy deur moeilike dinge gaan, agter die toedele nie. Wie druk jou om beter te doen? Wie sal ek sê wees dit? Dat is nou, een paar mense. Dat is nou my ouers eerstens, van my ouers was daar gewees. Voor ek die drumsjourney begin en toe ek het begin. As ek nou in diepte moet gaan, my pa het 'n baie musikale Yes. en hy het my gedruk so. My pa het my geleer aan, en ek glo ek is op wat ek nou by die lewe die Here deserve excellence. Ek gaan nie vir die Here, ek wil nou nie dat ek moet sê nie. Ek gaan nie vir die Here jou seconds nie. Ek gaan nie vir die Here gee dat soos amper soos ek kom na kerk toe, ek speel die diens en dan speel ek nooit meer na hy tot voor Sondag. Dan is die diens, ek oefen sessie. My pa het my geleer, wat dink jy van die Here? En nog verder, wat dink jy van jouself? Want sy laat van ander mense in jouself dat voel dat die huidige performance wat ek het van die mense wat in die gehoor is en van myself gegee, jy voel nou hy is ook best en dan hy is ook best. So, hy het my dat die Here so excellent so, hy require excellence. As hy nou 'n vriend bedoel van my, vanaf geraak toe ek graag was hy graag nie van my se broken sons. Ek en hy kom van hy toe en ek en hy amper elke dag in die garage geoefen.
Toe hy nog voor hy nog bysa en hy nog die bakkie daar gespeel. Ek het elke dag met 'n klein empty in die drums net in die garage geoefen en gespeel en koos en geflikker en mekaar geleer ken so die musiek. Verder is die guy van ek minder agter die keyboard vanaf hy by die groep gekom het ek geleer. Het ek baie meer geleer om as saam met 'n band regte waar automaat te speel. En nie met ander bands, soos jou eie band. Hy verkoop nie alleen nog dit sê wat hy ook ons geleer het die hy het gesê. Maar hy het vir ons baie geleer. Ek kan nie op die punt sê dat ons sal nie soos nabings en hy die behoorlijk geken het as hy nie so kon as die behoorlijk so kom het. So hy draag goed deel kom ek iemand sê is van believe it or not om die numbers te ken en help om my achter die drums te kom.